Ek is so opgewonde oor die woord wat die Here met my gedeel het om vanoggend, ek is altyd opgewonde, maar ek is baie opgewonde vanoggend, want is vir my 'n interessante gedagte gewees in my voorbereiding. En snaaks genoeg, hierdie laaste 2 boodskappe, die Here my half in die wetenskaplike se kraal laat rondbeweeg. Wat interessant is, want ons Hemelse Vader weet, ek het verskriklik gesukkel met wetenskap op skool. Maar ek wil sommer vir 'n ysbreker vra by wyse van hande, wie het wetenskap op skool gehad? Fisiese wetenskap. Hierso is 'n paar hande wat dit gehad het. Ek wil vir julle 'n interessante agtergrond gee. Die 4de Januarie 1643 word 'n seentjie gebore in Engeland. En ek sal baie beïndruk wees as iemand weet wie hierdie seentjie is of was. Is daar iemand wat weet? Hy het eintlik 2 verjaarsdae, want volgens die Julian kalender wat hulle in daai tyd gebruik het, is hy eintlik die 25ste Desember gebore, maar toe hulle terugwerk op die kalender wat ons het vandag, soos ons dit vandag gebruik, het hulle gesien hy is op die 4de Januarie gebore. Daar agter sien ek Isaac Newton is gebore 4 Januarie 1643 in Engeland. En die seentjie word te groot as die man wat ons ken as een van die wêreld se grootste of bekendste wetenskaplikes. En in 1666, terwyl hy in isolasie was van die groot pandemie in Engeland, hy gaan ons 'n bietjie laat sleg voel as ons dink aan 2020. Want terwyl hy in isolasie was by sy familiehuis, sit hy in hulle vrugteboord, en ek dink meeste van ons ken hierdie deel van Newton se storie of verhaal, en terwyl hy sit in hierdie vrugteboord, val daar 'n appel. Nou baie mense vertel oor die appel het op Newton se kop geval. Terwyl hy gaan kyk het, sê hulle dit is so klein bietjie 'n mite. Die appel het geval en Newton het gesien hoe hierdie appel val en die grond tref. En toe hy dit sien, toe wek dit 'n hele paar vrae in Newton se gedagtes. Vra rondom hoekom voorwerpe byvoorbeeld reguit val. Vra oor die kragte wat op voorwerpe sowel as hemelliggame inwerk. En hierdie vrae het gelei tot groot bydrae en tot die wetenskap soos ons dit vandag ken. Nou so amper 10 jaar terug, moet ek vir julle eerlik sê, het ek eintlik baie keer geloop op die skoolstoepe en gedink sou dit nie baie nicer gewees het as die boom dalk op Newton geval het en nie die appel nie. Maar dit is nie hoe dit gebeur het nie. En vandag is ek baie bly oor sy waarneming, want vanoggend se boodskap gaan redelik parallel aan dit wat Newton gesê het in die 1600s. En ek wil vra voor ons verder gaan, want ek gaan so opgewonde raak dat ek myself vooruit gaan hardloop. Kom ons sluit ons oë en dan bid ons saam. Abba Vader, dankie dat ons vanoggend, Here, in hierdie gebou saam kan wees, Here, en dat ons, Here, opgewonde kan raak oor u woord, Here, want u woord is so wonderlik, Here, dit is so ryk, daar is soveel waarhede in, Here, en wanneer ons kyk na u woord, Here, dan kan ons nie anders as om te dink aan u seun Jesus Christus, wat aan die begin die woord was, en wat vlees geword het nie, Here, en daarom bid ek ook vanoggend, Here, in hierdie spasie waar ons by mekaar is, mag ons so opgewonde raak oor die woord, dat ons amper onsself vooruit hardloop van opgewondenheid, dat ons nie kan stilsit nie oor hoe groot die God is wat ons dien, Here, en mag u Heilige Gees vanoggend hierdie boodskap kom oopbreek in ons harte en ons gedagtes. Here, mag ons dit nie net memoriseer en in die week wat kom vir ander mense gaan opsê en resiteer nie. Here, mag ons die woord vat en in ons lewens toepas, sodat ons daarvolgens kan verander, want u woord was nooit bedoel om aangepas te word by die lewens van die mens nie. Die lewe van ons as mens moet aanpas om in te pas by die woord van God, sodat ons nader en nader aan ons Hemelse Vader kan beweeg. Abba Vader, en daarom vra ons vanoggend, Here, mag u so vrylik beweeg in ons harte en ons gedagtes in hierdie gebou vanoggend, want ons weet, u is hier teenwoordig en ons kan nie vir u genoeg dankie sê daarvoor nie. Here, maar ons kom met ons harte na u toe
En wanneer ons harte voor U oopstel, dan weet ons, dit is wat U van ons verlang. So seën hierdie tyd saam, bid ons in Jesus naam. Amen. Familie, ek kan nie alles onthou nie. Ek weet Newton het 'n paar wette van die appel af ontvang. En vanoggend toe ek aan dit dink, toe dink ek dit is nogals vreesaanjaend om te dink op 23 het Newton 'n hele paar fisiese wetenskap hoofstukke geskryf. Genadiglik is ons almal nie wetenskaplikes nie, want op 23 het die Here my die wonderlike voorreg gegee om saam met herleef amper die vlak vol te toer, maar ek kon nie help om te dink, hoe kon Newton dit op 23 reg gekry het nie? En ek wil sommer vra om dit interaktief te hou. Wie kan Newton se eerste wet onthou? Kom ek sê julle, dis Newton se bewegingswet. So terwyl Newton hierdie appel sien val het hy die eerste bewegingswet daar gestel wat sê 'n liggaam sal in sy toestand van rus of beweging teen 'n konstante snelheid volhard tensy 'n resulterende of 'n nettokrag daarop inwerk. Familie, ek wil julle nie verloor so vroeg nie. So, kom ek verduidelik dit vir julle soos wat ek het verstaan. As iets in beweging is, gaan dit in daardie toestand van beweging bly totdat 'n gelykstaande of groter krag daarop inwerk. Dan kan dit of gaan stil staan of van rigting verander. En ek het gedink ek wil graag iets saambring vir 'n illustrasie, maar Newton se wet is nogals redelik wyd. Dit gaan oor wrywing en al hierdie verskillende dinge, maar die vergelyking wat gaan oor Newton se eerste bewegingswet sê F net, wat die netto krag is gelyk aan die massa van die voorwerp maal met die versnelling daarvan. So hierdie wet is redelik van toepassing op verskillende dele van ons as mens se bestaan. Maar toe ek begin nadink rondom die konsep wat Newton daar gestel het as gevolg van 'n appel wat geval het, toe kan ek nie help om te dink, hoe groot is dit dat God die wet in sy bestaan ingespreek het nie en dat dit daar was vir Newton om te ontdek nie. Hierdie wet was nie by God onbekend nie, maar dit gaan dieper vanoggend. Want in realiteit kan ons, soos wat ons gepraat het die vorige keer toe ons oor Einstein gepraat het, kan ons in verskillende rigtings beweeg. En tensy daar nie 'n krag op ons lewe inwerk nie, sal ons aanhou in daardie rigting beweeg. So vanoggend wil ek julle iets merkwaardig wys en my preek is nie so lank nie, net 3,5 ure, so sit gemaklik. Dit is lekker as geestelike familie saam. Weet julle wat, familie, God maak die mens in 'n spasie waar die mens vir ewig sou kom bestaan in harmonie en verhouding met God, soveel so dat God met die mens in die aandwind wandel. En dit sou so gebly het as daar nie 'n krag in gewerk het op hierdie perfekte bestaan nie. Ek gaan julle nie lank besig hou in Genesis 3 nie, want ons almal ken die verhaal wat die vrou veroorsaak het. Maar in Genesis 3 vers 6 sê die woord van die Here, toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet en dat hy 'n lus was vir die oë, ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te kry, en sy neem van sy vrugte en eet en gee ook aan haar man by haar en hy het geëet. Familie, om my gedagte in woorde vas te vang is effens moeilik. Maar die oomblik toe Eva daardie vrug pluk en 'n happie daarvan vat, was die bal aan die rol. Die krag wat ingewerk het op die mensdom, maal die versnelling daarvan, het gesê soos Newton se wet, die mens het begin beweeg in 'n rigting weg van God af. En maak nie saak wat in die natuur was nie, dit kon nie hierdie beweging gestuit het nie, want die voorwerp sal in daardie beweging bly tot 'n groter of 'n gelyke krag op dit inwerk. En so terwyl ek dink aan dit, toe is dit vir my so oorweldigend,
Want dit was nooit God se plan dat die mens in beweging moet wees weg van hom af nie. Dit was altyd dat ons in beweging moet wees nader aan hom. En dan wanneer ons die woord van God raadpleeg in Romeine 3, die woord van die Here is so wonderlik en ons kan dalk dink ons as mense daarom nie so vreeslik versnel of die netto krag wat uitgewerk het op ons as mense is dalk nie so groot nie. Ek dink ons sal verbaas wees as ons die totale omvang van sonde in die ganse bestaan van die mensdom kan sien en verstaan. Romeine 3 vers 23 kom die woord van die Here en sê, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Daar's niemand op hierdie aarde nadat hulle die vrug geëet het, wat nie ergens in hulle lewe sonde het nie. En wanneer ons verder gaan, wat die mens nie besef het, dink ek in daardie oomblik toe hulle die vrug eet nie, is dat hierdie beweging in 'n rigting lei, en sou dit nie gestop word nie, hoor wat sê Jakobus 1, laat niemand, as hy in versoeking kom, sê ek word deur God versoek nie, want God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek hy niemand nie. Maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Daarna, as hy die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde, en as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort. Familie, om te regroup, soos die Engels het sê. Die mensdom was in 'n konstante beweging, soos wat Newton het gesê het, in 'n rigting. En daardie rigting het direk gelei na die dood, want die woord sê die loon van die sonde is die dood. En as ons deur die Ou Testament gaan lees, dan vind ons, ek kan nooit verstaan hoekom jong mense in al die Netflix reekse vasgevang word en dink die Bybel is vervelig nie. As jy die Ou Testament gaan lees, dan besef jy, dit was verskriklike brutale tye, en die mens was van na die sondeval af nooit weer goed nie. Die rigting waarin die mens beweeg het, was in die rigting van die dood. Terwyl ek voorberei, toe dink ek, daar soveel gedagtes. Ons kan dit vat na die groter konteks van die mens in die algeheel, of na ons as mens se lewens toe. Elkeen van ons beweeg in 'n rigting, en tensy daar nie 'n krag op ons lewens inwerk nie, sal ons aanhou beweeg in daardie rigting. Maar wat vir my so groot was, terwyl ek voorberei het, is die wete dat die oomblik toe sonde in God se skepingsplan en in sy wonderlike skepping insluip en sy kop uitsteek, toe weet God presies, die bal is aan die rol. Die bewegingswet is van toepassing. Niks gaan dit stop nie. En so terwyl ek dink aan dit, toe dink ek, hy wat weet watter planne hy aangaande ons koester, planne van hoop en 'n toekoms, moes sien hoe die mens in hierdie rigting begin beweeg. Hy wat 'n liefdevolle hemelse Vader is en wat sy motief agter die skepping van die mens van meta-verhouding was, moes sien hoe die kosbaarste deel van sy skepping begin beweeg weg van hom af. Hy wat konstant klop aan die deure van ons harte, moes sien dat die gewig van sonde so swaar raak, dat die momentum van die mensdom nie gestuit kan word nie. Weet julle wat, familie, terwyl ek dink aan Newton se wet, wat sê 'n voorwerp wat in beweging is, sal in daardie toestand bly, totdat 'n gelykstaande of 'n groter krag daarop inwerk. Toe dink ek, daar was 'n oomblik in tyd, wat God weens sy ontwerp geweet het,
Hierdie is die punt op die mens se kalender waar dit nodig is vir 'n krag nie gelykstaande, nie soortgelyk aan sonde nie, maar soveel groter dat dit die traject van die hele mensdom vir ewig sal verander. En hy het geweet, niks op aarde kan dit doen nie. Nie die wet nie, nie godsdienst nie, nie die mense routine nie, nie die mense eie wil nie. So hy stuur toe die krag van die hemel om die beweging van die mens nie net te stuit nie, maar om te draai in sy rigting, waar vir ons vir altyd bedoel is. En weet julle wat, familie, daardie krag het 'n naam. Sy naam is Jesus Christus. En wanneer ons terugkyk oor tyd, is ons kalenders gemerk voor Christus en na Christus, want God het die momentum van sonde gestuit en omgekeer, sodat ons na hom toe kan beweeg. En weet julle wat, familie, terwyl die mensdom op pad was na die ewige dood toe, 'n ewige lewe sonder God, na die verderf toe, vind ons in Johannes 19 vers 28, hierna, omdat hy geweet het dat alles al volbring was, sodat die skrif vervul sou word, het Jesus gesê, ek het dors. En toe hy die kan asyn, die spons nat maak en het op 'n hiesopstingel sit en aan sy mond bring, hy het dit geneem, en nadat hy dit geneem het hy gesê, dit is volbring. Daarna het hy sy hoof gebuig en die gees gegee. Familie, op daardie oomblik in tyd, as ons stil word in hierdie oggend, en dink aan die krag van God tot redding vir die wat hom kies, deur Jesus Christus, dan dink ek nie, besef ons, hoe die botsing tussen sonde en God se soewereine plan gelyk het, toe hy gesê het, tetelestai, want ewe skielik was daar 'n krag wat ingewerk het op die mensdom, groter as wat enige mense verstand tot vandag toe kan besef, en is dit vandag nog steeds in konstante beweging om mense nader aan God te bring. Weet julle wat, familie, ek luister in hierdie week 'n liedjie. So ons dink aan hierdie krag van God wat aarde toe gekom het, omdat hy geweet het, die eindpunt van hierdie beweging van die mens is die dood. Die krag van God is so groot. Die lirieke sê, when the king speaks a word, it cannot be overturned. And when heaven touches earth, it can never be reversed. And if he said it is done, it is done. Weet julle wat, familie, al was daar so 'n groot momentum, al was die massa van sonde so groot, dat die traject van die mens met 'n redelike spoed begin beweeg het in die rigting van die dood, kan ek nie myself eers indink wat die gesigsuitdrukking op die vader van Leon se gesig moes gewees het, die oomblik toe daardie krag aan die aarde raak nie. Die oomblik toe die woord van God vlees word, toe is daar 'n groter krag as die krag van sonde. En weet julle wat, familie? Die wonderlike nuus van hierdie krag is, dat ons dit nie kan verdien nie. Daar's niks wat ons kan doen, om ingesluit te word, in God se saligheidsplan, behalwe, om na Jesus toe te kom, met ons harte nie. En so Efesiërs 2 vers 8 sê die woord, want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit jouself nie, dit is die genade van God. Nou vanoggend vir julle dalk, ek wil julle nie bang maak nie, dis nie my motief nie. Maar dit is dalk 'n skok op die lyf om dit te hoor. Maar weet julle wat? Daar gaan baie goeie mense
in die hel wees. Goeie mense gaan nie hemel toe nie. Kinders van Jesus gaan hemel toe. En so in hierdie spasie van beweging vind ek myself in die vraagstukke rondom ons as kinders van die Here se morele kompas. En iets wat ek nog nooit kan verstaan het nie, is binne die agnostiese of ateïstiese spasie, dat daar argumente is dat die mens nie God nodig het om goed te wees nie. My vraag tot dit is nog net altyd, hoekom sal jy goed wees as dit alles lei tot niks? Hoekom moet jy dan goed wees as jy nie glo daar is iemand aan wie jy eendag gaan moet rekenskap gee nie? Maar dit het oorgevloei in die volgende gedagte rondom ons as kinders van die Here. En ek wil vir 'n oomblik stil word, want ek dink dis hier waar elke individu kan en moet introspeksie doen. So tyd terug kyk ek 'n video van, ek dink, as ons hom kan noem, 'n moderne filosoof of sielkundige, Jordan Peterson. En ek gaan nie in te veel diepte nie, maar sy gedagtegang is dat as ons as mens verklaar dat ons 'n Christen of 'n kind van die Here is, dan plaas dit 'n koste daar om te leef volgens dit wat ons met ons monde bely. En so terwyl ek voorberei, toe dink ek aan dit, as 'n voorwerp in beweging is in 'n rigting, en 'n gelykstaande of groter krag werk daarop in, dan verander die rigting van die voorwerp, sodat jy dit sigbaar kan sien. Maar hier is waar my kop stil staan, wanneer dit kom by die grootste netto krag wat nog ooit op die mensdom ingewerk het. Ons as kinders van God is partykeer in 'n spasie waar ons verklaar, ons was in die rigting van sonde en die dood, en toe werk daar 'n krag so groot op my in, dat alles verander het, maar as mense na ons kyk, dan is daar geen sigbare verandering nie. So my vraag is, as ons met ons mond bely, ons is kinders van God, dan beteken dit die traject van ons lewens moet anders lyk as die ganse mensdom wat besig is om te lei in die rigting van die dood. En hier is een van my gunsteling aanhalings van 'n teoloog wat gesê het, a gospel that saves you but doesn't change you is a gospel that is foreign to the New Testament. As jy in die krag van God wat Jesus Christus is, met dit in kontak kom, dan verander alles. Jou hele beweging, selfs die manier hoe jy in die ander rigting beweeg, lyk anders. Want die gewig van sonde en die dood is van ons skouers af. Ons beweeg met ons oë gerig op Jesus Christus, die leidsman en die volëinder van ons geloof. Ek wil amper sê ons moet 'n huppel in ons stap hê, 'n passie, 'n onbeheerbare emosie, want ons het 'n krag teëgekom wat hierdie wêreld nie ken nie. Familie, weet julle wat, ek raak so opgewonde, want ek glo dit is tyd dat ons as kinders van die Here, soos wat Francis van Assisi gesê het, die evangelie harder moet begin preek deur ons optrede as deur ons woorde. En ek sê dit vir julle uit my lewensverhaal uit. Daardie oomblik in tyd wanneer jy hierdie krag ontmoet in jou lewe, beteken nie jy staan die volgende oggend op met 'n heilou en engelvlekkies nie. Ek het soveel getuienisse gehoor en dit is, God is by magte om dit te doen, maar kan ek vir julle 'n vraag vra op 'n ligter noot? Het julle al getuienisse gehoor waar dit amper begin klink asof die mens probeer, ek sê dit met versigtigheid, maar spog oor hoe rof, ek noem dit die BC days.
Ek het al getuienisse gehoor, ek was so dronk in 'n kroeg en ek het dit en alles en toe ruk die Here my daar uit en die volgende dag is ek 'n vurige evangelis. Dit kan gebeur, maar ons hoef nie by ons getuienis al hierdie goed te voeg om God se reddingskrag groter te maak nie, want daar is nie 'n groter krag as dit nie. Maar dit wat ek wil deel vanoggend is die oomblik en tyd wanneer jy daardie krag ervaar, dan begin 'n lewe van heiligmaking. Die traject verander, maar jy is nie by die eindbestemming nie. Jy is in die pad waar jy in verhouding moet staan met Jesus Christus, deur die krag en die leiding van die Heilige Gees, om by ons hemelse Vader uit te kom, om in verhouding met hom te staan. En so wanneer ek in die rigting van sonde en die dood is en ek ontmoet Jesus en ek besluit ek moet omdraai, hierdie krag is te groot, dan beteken dit sluit aan by wat Einstein gesê het, elke dag een klein treukie. Ek sê oor die naweek vir pappa en mamma, ek is redelik geduldig met almal, maar ek sukkel partykeer met geduld. Tannie Joanne en Tannie Antoinette en Lenay kan getuig daarvan. Maar dan stuur die Here mense om my te help oefen aan my geduld. So môreoggend as ek opstaan en ek met my laptopsak by die kantoor inkom, dan moet ek fokus. Franco, Vrydag was jy 'n baie ongeduldige kind van die Here, maar dis Maandag, so fokus en gee 'n klein treukie van my hart is liefde, my hart is geduld. En so dit wat my opgewonde maak, ek het my voorbereiding hard gedink aan die afsluiting van hierdie boodskap. En op 'n vreemde manier het dit uitgewerk dat ek volgende Sondag weer hierdie woord gaan bedien. En ek het 'n boodskap wat ek al baie aangeraak het, wat ek graag in detail wil bedien, volgende Sondag rondom die 3 verskillende fases of forme van heiligmaking. Maar ek wil vanoggend se boodskap afsluit met 'n oop einde. 'n Oop einde van 'n Duitse pastoor wat in die Tweede Wêreldoorlog voluit gelewe het vir Jesus. Dietrich Bonhoeffer sê, ek wil hê julle moet hieroor dink in hierdie week wat kom. Daardie oomblik en tyd waar ons Jesus ontmoet. Hy sê, salvation is free, but discipleship will cost you your life. God se genade, sy redding is verniet. Die prys is betaal. Die krag het ingewerk op ons lewens. Maar om werklik ware disipel van die koning te wees en om dit uit te leef, sal jou lewe kos. Ek wil regtig hê in hierdie week wat kom, moet ons dink daaraan. Want volgende week wil ek so 'n bietjie praat oor wat dit eintlik kos. Wat die verantwoordelikheid van ons as kinders van die Here is, wanneer dit kom by ons verhouding met ons hemelse Vader en by dit wat ons met ons monde sê. Hoe ons as kinders van die Here moet optree. En so ek wil jou amper uitdaag in die week wat kom. Gaan dink in jou eie lewe. Salvation is free, but discipleship will cost you your life. So die oop einde is jy bereid om die prys te betaal? Familie, kom ons sluit ons oë, dan bid ons saam. Aba Vader, Here, U wat alwetend en alwys is. Here, U het die traject van die mensdom gesien, die oomblik toe die eerste sonde daar is. Here, want U is bo tyd en U het elke moontlike scenario gesien van hoe dit gaan uitspeel as die mensdom aanhou om in daardie rigting te beweeg. Here, en U het deur die geskiedenis probeer keer op verskeie maniere
Here, U het die wet daar gestel, om die momentum van sonde te probeer stuit. Maar die gewig van sonde was so groot, dat die mens nie die wet kon onderhou nie. Here, U het die profete daar gestel, om met die volk Israel te praat en te sê, julle is besig om weg te beweeg van God af. En julle gaan opeindig in 'n ewige lewe sonder hom. Maar die profete kon die momentum van sonde nie stuit nie. Here, die volk Israel sien ons in die Exodus verhaal, terwyl hulle beweeg in die skaduwee van die wolkkolom en in die hitte van die vuurkolom, dwaal hulle af van die God wat hemel en aarde gemaak het. Elke keer skiet die mens tekort, almal het gesondig, almal het tekort geskiet van die heerlikheid van ons soewereine en regverdige hemelse Vader. Here, en op daardie oomblik in tyd, toe jy sien die traject, dui daarop dat die mensdom sy eie val gaan beteken deur die sondige natuur en hart van die mens. Toe gryp hy in met 'n krag soos geen ander in hierdie hele wêreld nie. Die een wat in die begin was by God, het vlees geword en sonde in sy spore kom stuit. Toe hy sê, tetelestai, dit is volbring, ek gee 'n ander opsie, as jy hierdie krag in jou lewe ontdek en ontmoet, verander jou rigting na 'n lewe saam met God. Here, wanneer ons stil word en ons dink aan die prys wat U betaal het, toe U die lieflingsseun van die hemelaarde toegestuur het, Here, dan besef ons in ons besige en gejaagde lewe, Here, kan ons so maklik sê, ek is 'n kind van Jesus, ek glo in God, maar die vraag is, getuig ons lewens van die krag wat daarop ingewerk het, sodat ons rigting moes verander het, sodat ons begin tree gee het in die rigting van ons liefdevolle hemelse Vader. Here, of is dit net iets wat ons sê? Here, my gebed is in hierdie week wat voor lê, mag ons dink aan die krag wat daar in Jesus Christus is. Here, 'n krag wat water en wyn verander, 'n krag wat dowe ore laat hoor, 'n krag wat blinde oë laat sien, 'n krag wat melaatses genees, Here, 'n krag wat net 'n woord kan spreek en kinders word gesond. Here, 'n krag wat die dood opwek, Here, wat ons roep uit die duisternis in die ewige lig. Here, en mag ons dan onsself die vraag gaan afvra, as U redding en die genade verniet is, Here, as dit die genadegawe van ons hemelse Vader is, sien ons kans om die prys van disippelskap te betaal, want dit sal ons lewens kos, 'n lewe wat getuig en sê, Jesus Christus leef, en hy leef tot in alle ewigheid. Here, mag ons gaan stil word en dink waarmee ons besig is. Mag ons gaan kyk na die bewegingswet van Newton en ons eie lewens assesseer en dink, is ek besig om te beweeg in die rigting van dit wat God vir my beplan het? Of is ek besig om aan te hou deur die massa en die gewig van sonde en die versnelling daarvan om weg te beweeg van ons liefdevolle hemelse Vader af? Here, want in werklikheid is U wonder, al voel ons partykeer ver van U af, is U altyd naby ons. Here, en is my gebed dat wanneer ons hierdie, ek wil sê stoktyk van ons lewe gaan doen, en dink aan die traject van ons lewe, Here, dat ons eerlik met onsself sal wees en sal besluit as dit nodig is, as ons die koste bereken het. Here, ek wil deur hierdie krag in 'n ander rigting beweeg. Ek wil in U rigting beweeg. Ek wil nader aan my hemelse Vader beweeg. Ek wil beweeg in die krag van die Heilige Gees. As die Heilige Gees nie sê beweeg nie, wil ek stil staan. As die Heilige Gees sê gaan, wil ek gaan. As die Heilige Gees sê word stil en bid, dan wil ek bid. As die Heilige Gees sê dat ons vir iemand die hande moet oplê, Here, dan wil ek dit doen. Here, mag ons gaan stil word in hierdie week en dink, in watter rigting is ons besig om te beweeg. Here, mag die Heilige Gees self die oortuigingswerk doen. Here, en mag ons, dan wanneer ons die koste bereken het, soos Jesaja sê, hier is ek, Here, stuur my. Here, mag ons nie terugkyk na daardie spasie waar sonde ons lewe regeer het nie, maar mag ons vorentoe kyk
met momentum vorentoe beweeg. Deur die wonderlike krag van die Heilige Gees, ons oë gefestig op Jesus, die leidsman en die volëinder van ons geloof. Tree vir tree in die wedloop, Here, sodat eendag, wanneer ons U sien van aangesig tot aangesig, U sal sê, welgedaan, my goeie en getroue diensknegt. Here, seën die res van hierdie tyd saam. En mag ons U aangesig regtig soek in ons lewens. Dis die gebed van ons hart in Jesus naam. Amen. Baie dankie vir elkeen van julle wat hierdie tyd saam met ons uitgekoop het. Ons waardeer dit opreg. Ons wil julle egter 'n groot guns vra. Gaan like en volg ons op sosiale media, sodat julle nie uitmis nie. En dan as jy wil weet hoe jy betrokke kan raak by die Therapia familie, gaan na ons webblad by therapia.co.za. Daar sal jy al die inligting kry wat jy nodig het. Ons missie is om siele te wen vir die koning van alle konings. En so ons nooi jou uit, word deel, word betrokke as jy in die omgewing is, kom kuier. En van ons kant af, wees so geseënd en baie liefde van die Therapia familie se kant af.